Welkom by dag 1 van Flowering Almond se ouerskapsuitdaging. So net so 'n bietjie agtergrond, hoekom doen ons hierdie? Hoekom is ons deel van hierdie uitdaging? Want ons as ouers is almal daarin skuldig dat ons baie keer soveel tyd insit in ons kinders se daaglikse bestaan, hulle akademiese opvoeding, hoe hulle buitemuurs vorder, hoe hulle gebalanseerd is, dat ons baie keer die punt mis wat die heel belangrikste, en dit is om hulle te wortel in Jesus Christus en hulle vas te maak aan die kruis. So vir ons as ouers is daar sekere dissiplines wat ons in ons eie lewe moet instel en ook rondom hoe ons kinders opvoed. So vandag se eerste tema wat ons gaan bespreek is hoe om jou kind te seën. Nou ek sal elke aand met my kinders bid en in die oggende op pad skool toe, maar ek het so bewus geraak van hoe ons gebede in die oggende en die aande lyk. In die aande is dit gewoonlik my kinders wat bid en so uit 'n opregte kinderhart sal hulle die Here dankie sê en hom bedank vir alles wat hulle het en alles wat hy gedoen het. Maar in die oggende op pad skool toe, en ek glo dit is vir die meeste van julle, sal ons bid oor die dinge wat die dag voorlê. En daar is niks verkeerd daarmee, want ons ken die Here in alles wat ons doen, en alles wat ons doen, wil ons tot eer van sy naam doen. Maar dit sal gewoonlik so klink, Here, beskerm asseblief my kinders, wees by hulle, pas hulle op, help hulle om, laat dit met hulle wat goed gaan, help hulle om gehoorsaam te wees, help hulle om sout en lig te wees, beskerm hulle teen enige insidente waar hulle kan seer kry, wees by hulle onderwysers, so dis als goeie gebede, baie goeie gebede. Maar die gebede draai dan basies om die tydelike, die nou. En ons kind is net soos wat ons groot mense is, bestaan ons uit 3 dimensies, né? So ons is liggaam, binne ons liggaam, hier in ons kop is ons siel, dis ons denke, ons wil, ons emosies, en dan is daar die geesmens. En dis binne in die geesmens wat die Heilige Gees kan intrek neem. So wanneer ons vra dat Jesus in ons lewe kom, stuur hy sy Heilige Gees in die geesmens in. Ons denke het nog nodig om vernuwe te word, ons gedagtepatroonte, ons eie wil, wat ons wil doen, daai genetika wat deurslaan van generasies na generasies, van in ons familie doen ons ding so, ons is almal hardkoppig, ons is almal het 'n sekere manier van dinge doen, hè? So dit is daai generasiepatrone wat deurkom, wat daar so in die wil lê. En dan ons emosies. Ons is almal emosionele mense en dis hoe die Here ons geskaap het om te voel. Ons voel hartseer, ons voel kwaad, ons voel bang, maar dan gee ons uiting aan hierdie emosies. En dan het ons liggaam, en ons liggaam is so vol soveel dimensies, wat so wonderlik is, hoe die Here elke deeltjie van ons liggaam aan mekaar gesit het en aan mekaar geweef het, om deel te hê aan ons sielsdimensie en aan ons geestelike dimensie. So, wat baie interessant is, as mens bietjie dieper gaan lees, sal mens agterkom, baie siektes se oorsprong kom uit sekere gedagtepatrone uit, né? En daai gedagtepatrone is dalk nog nie vernuwe nie. So wat gebeur? Ons het ons geesmens vir klein is, want ons ons sielsmens en dan ons liggaam. So in ons geesmens gebeur daar iets. En wanneer ons die geesmens voed, word daai geestelike groter en groter en groter. En dit begin ons sielsdimensie in te neem en oor te neem. En dit spoel uit na ons liggaam toe. So wat doen ons met ons kinders? Ons bid in hulle liggaamlike in en ons bid in hulle sielsdimensie in. Maar wanneer bid ons werklik in hulle geesmens ook in? En dit is waar seën inkom. So my uitdaging aan julle en ook aan myself is dat ons doelbewus vir die volgende tydperk en vir die res van ons kinders se lewens hulle sal seën. Mense sien oral reg deur die Bybel, en ek gaan die skrifgedeeltes met julle deel, hoe dit 'n Joodse gebruik is, dat ouers hulle kinders seën. Ons leer van salfolie, so ek het so 'n bottel salfolie. En hoekom salfolie? Dit is 'n simbool. Die kern en die krag lê nie in die salfolie nie. Dit is wanneer ek my kind nader trek en ek sit bietjie salfolie aan my vinger, om te sê, weet jy wat, hierdie is 'n simbool wat God vir ons gegee het van die Heilige Gees. So ek kom nou en ek salf jou koppie, en nou bid ek oor jou. En dit is 'n stapie van gehoorsaamheid. Sien julle, ek bid oor jou, ek vryf oor jou. Hierdie is 'n simbool van die Heilige Gees. Pappa en mamma bid nou oor jou. Nou julle, ons volgende video gaan oor hekwagters.
En dan gaan ek diepte oor dit kan verduidelik, maar om te begin met seën. As jou man ook die Here dien en jy's 'n mamma, dan is dit wonderlik. Dan wil ek jou vra, daag dan jou man uit dat hy daagliks elke oggend voordat hy gaan werk of as hy vroeg moet gaan werk, dat hy in die aande voor jy gaan slaap, salfolie sal vat en oor jou kind 'n seëngebed sal bid. En dit kan hoe eenvoudig wees, maar ek het vir julle ook genoem van hierdie Baruch boekie wat jou kan lei en kan help, nê, wat om te bid. Maar jy kan jou eie seëngebede ook skryf soos wat die Heilige Gees jou lei. Maar vir 'n goeie begin, as jou man Numeri 6 kan bid, en dan gaan dit vir julle weer lees, Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here seën jou en beskerm jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede. So hierdie is hoë woorde, jy kan dit kinderlik en eenvoudig bid, jou man kan dit kinderlik en eenvoudig bid. Maar dit is, jy is die hekwagter oor jou kind, né? So jy staan in verantwoordelik oor jou kinders. Jy beloof, jy gaan jou kinders grootmaak in die weë van die Here. Jy gaan hulle grootmaak na liggaam, siel en gees. So jy wat die belofte afgelê het, kyk na hulle seëning fisies, deur vir hulle te voorsien en hulle geleenthede te gee. Jy kyk na hulle emosies, so wanneer daar emosionele geleenthede opduik, sal jy hulle dalk vat vir terapie of hulp. Maar geestelik is jy ook verantwoordelik en word jy verantwoordelik gehou en moet jy eendag rekenskap voorgee. En daarom is jy in daai autoriteit om oor jou kind se geesmens seëngebede te bid en in hulle geesmens in te spreek, sodat daai geesmens kan groei en groei en groei en groei. Sodat wanneer hulle op 'n volwasse plek kom, is hulle so propvol skatte gebid, dat daai skatte tot vervulling gaan kom. Want wat sê die Here oor seën? Dat seën hou vir 1000 generasies. As jy lees oor vloek, is dit tot die 3de en 4de geslag. Maar julle seën is tot in die 1000ste generasie. So ergens terwyl jy hierdie video luister, en jy het 'n honger om jou kind in die Here se weë groot te maak, moet jy weet, was 'n oupa of 'n ouma getrou aan Jesus Christus gewees, en het hulle oor 'n seën oor hulle generasie na hulle gebid. En dit is presies wat jy dan doen as ouer. So nou wil ek vir jou sê, mamma, as jou man dan nie in die gesagsposisie staan waar hy moet geestelik nie. As hy nie dan daai autoriteit wil opneem, geestelik nie. Mamma, dan is jy die een wat nou oor jou kind moet bid. En jy is ook, selfs al is jou man die een wat seën, moet jy ook seën, want jy staan ook in autoriteit oor jou kinders. En jy is ook 'n hekwagter oor jou kinders. So daar's geen verskoning om te sê, maar my man wil nie, of my vrou wil nie. Want eintlik is albei aangestel as hekwagters. En dit albei daai erns wat hulle op hulle moet hê, om die Here se seën oor hulle kinders te bid. En so julle, hoe lyk dit? So ek gaan nou die eerste bladsy van hierdie boekie lees. So as jy die res wil hê, dan weet jy waar om dit te bestel, né? Maar jy begin met die naam van jou kind. So, Pietie. Soos ons hierdie 40 dae periode begin, wil ek jou kom seën en sommer net weer kom verwelkom in ons gesin. Jy is welkom hier en ons is baie lief vir jou. Ek roep jou gees tot aandag deur die bloed van die lam en kom verklaar vandag oor jou dat jy 'n plek op hierdie aarde en in hierdie gesin het. Jy het 'n reg om te bestaan en om jouself te mag wees. Psalm 139 vertel ons dat die Here jou gevorm het. Hy het jou aan mekaar geweef toe jy nog in jou mamma se maag was. Jy is wonderbaar gemaak en daarom loof ons die Here vir jou. Die Here se oog was op jou, elke oomblik wat jy ontwikkel het. Hy het jou kunstig en met groot vaardigheid gevorm. Soos wat iemand fyn borduurwerk sal doen, soos wat elke sel gedeel het in jou liggaam begin vorm het sy oë dit gesien. Hy het elke stappie in 'n boek laat opskryf. Elke dag van jou lewe is reeds in daardie boek geskryf. Hoe kosbaar is dit net nie? Die Here se gedagtes is wonderlik.
En dan lees jy Psalm 139 vers 13 tot 17 hardop vir jou kind. En dan sê dit, I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. So julle, wat gebeur wanneer ons nou hierdie bid, né? Jy bid skrif, jy bid woord in jou kind in. So binne in jou, onthou jou kind se geesmens is ontvanklik vir woord. Die woord van God is lewend en kragtig. Dis 'n tweesnydende swaard wat dring deur murg en been. So nou kom daai woord van God in jou kind se gees in en dit val daar in daai geesmens. En dit wag. En elke keer wanneer 'n juffrou, wanneer 'n meneer, wanneer 'n sonneskoolonderwyser, wanneer 'n maatjie nog kom watertjies gooi, kom daai skrif en dit groei en dit groei en dit groei. So jy het skrif binne in jou geesmens, kind se geesmens deponeer. So daai skrif kan nou begin tot vervulling kom. So elke keer wanneer jy seën oor jou kind bid, word dit gebak deur skrif. So elke seënwens word gebak deur skrif. So dit is standvastig, dit is solid, né? Dit is nie net 'n mens se woorde nie, dis die woord van God, dis lewend. So nou bid jy dit elke keer in jou kind, so iets lewend gebeur binne in jou kind se gees. En jy sien dit nie dalk vandag nie, maar glo vir my, die woord kan nie leeg terugkeer nie. Dit gaan doen wat dit beloof het. So alles wat jy in jou kind se geesmens inbid, gaan tot vervulling kom. So in plaas van dat ek net elke dag, ja, ek moet bid vir my kind se beskerming. Ek moet vir soveel goed bid, maar moet ek bid vir daai geesmensie, vir daai gees van verwerping wat wil opkom. Ek kom seën my kind se oogies, maar ek seën hulle oogies dieper, as net om te bid, Here, help my kind om mooi te lees en mooi te sien. Maar daar's iets dieper in die oogies wat ons seën. En die woorde wat hulle spreek, die maatjies wat hulle maak, hulle handjies, hulle voetjies. So elke keer gaan soek ek skrif, en dit is so maklik deesdae om skrifte te kry wat dan saamstem met dit wat ek oor hulle bid. En so bly ek hulle geesmensie tot aandag roep. En jy doen dit wanneer jou kind dit kan hoor. So jou kind hoor, jy spreek lewe in hulle in. Hoor jy hoe kragtig is dit? So kan jy dink, papa, as jy jou hand op jou kind se kop sit, of mamma, as jy jou hand op jou kind se kop sit, en jy sê, jy is geliefd. Jy is kosbaar en wonderlik gemaak, want die Here se woord sê in Psalm 139 dit. Jy is, dit gaan met jou goed gaan. Jy is gekies, jy is wonderlik gemaak, daar is geen fout in hoe jy gemaak is nie, want elke haar op jou hoof is getel. Nou spreek jy heeltyd lewe oor jou kind, lewe oor jou kind, lewe oor jou kind. Wat doen jy? Jy gooi so kombers oor jou kind. So jy het 'n covering wat jy basies oor jou kind gooi, om te kan groei en om te kan leer en om te kan ontvang. So sien julle hoe kragtig is die seën van die Here wanneer ons dit as ouers oor ons kinders begin bid. En ek beloof vir jou kind gaan hulle gaan geliefd voel. Want weet jy wat, my pappa en my mamma bid oor my, hulle spreek lewe oor my, hulle glo in my. So daar gebeur iets outomaties, liggaamlik, want liggaamlik is baie keer kom ons nou uit jou sielsdimensie uit jou gedagtepatrone uit. Daar gebeur ietsie in jou kind se sielsdimensie, in hulle emosies, hulle gedagtepatrone en in hulle wil. En dan hoef ek nie eers daaroor te spreek en te praat nie, maar wat gebeur net in jou kind se gees nie? Waar gaan jou kind net nie wees oor 'n paar jaar nie? En om af te sluit, weet julle, ek het 'n ruk terug lees ek 'n boek en ek kan nie eers die skrywer se naam onthou nie, maar dit het my nogal diep geslaan, waar hulle sê dat as jy jou kind sonder gebed en sonder seëngebede spesifiek uitstuur in die wêreld, is dit soos om iemand in 'n oorlog in te stuur, sonder 'n skild, sonder 'n swaard, sonder 'n helm. Jy as ouer het die autoriteit en jy die verantwoordelikheid wat op jou rus, om jou kind toe te maak in gebed en toe te maak met seëninge. So ja, ek gaan met julle op die Instagram en Facebook bladsy die skrifgedeeltes ook deel wat saam met hierdie loop. Gaan doen 'n Bybelstudie. Maak regtig erns daarvan. As jy nie 'n boekie wil koop om jou te help nie, daar's soveel wonderlike boeke daar buite ook wat gebede het. Begin self gebede oor jou kind te skryf, maar back dit dan deur skrif. Alright, dan gesels ons môre verder en môre gesels ons oor die hekwagters.